Ja, skielik, onverwags, tree die dood in. Deur die skeure en deur die krake van die vensters en die deure kom hy binne om sy prooi te neem. Die skok het haar voete onder haar uitgeslaan en sy wil weet waarom. Nie waarom het die Here dit toegelaat nie, maar waarom het die Here die dood van haar kind gesoek? Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees, U wat die kenner is van ons harte en U wat elkeen wat hier is, van binne en van buite ken. Ons kom vanoggend na U toe. En ons vra dat U deur die heilige woord tot ons sal spreek. Soos U alreeds gedoen het toe U vir ons geseën het, hier met ons by mekaar koms. Soos U alreeds gedoen het, toe ons belydenis welgevallig was op U oor. Soos U ons alreeds gedoen het, toe U vir ons U wet gegee het, U woord van waarheid, 'n woord wat ons lei na die genade wat ons het in die Here Jesus Christus. En ons dank U daarvoor, en ons dank U dat U in ons harte, in elke godsgesinde hart, 'n verlange daar plaas om nie meer te sondig nie. 'n Verlange daar plaas om U vriendelike aangesig te sien en die woorde van ons Here Jesus Christus te hoor, hierdie een, daardie een ken ek. Hierdie een en daardie een roep my naam aan in gebed en ek ken hulle. Hoor hulle gebede, Vader. Vergewe hulle sondes. Wat 'n groot genade dat ons so verlosser het wat vir ons intree elke keer wanneer ons bid. Ons bid dat U, Hemelse Vader, ons sal vergewe daar waar ons onsself armoede aandoen deur U nie gereeld te soek in gebed nie. Ons bid dat die woordverkondiging nou vrugbaar sal wees en dat dit hiervandaan nie net sal ingaan in ons harte nie, maar ook uitgaan in die wêreld. Elkeen wat hierdie woorde hoor en wat 'n verlange het om te verstaan en 'n verlange het om ons Here Jesus Christus en sy genadewerk deur alle eeue te verstaan. En so bid ons dan dat die woord en die sakrament wat vandag saamgaan, dat dit alles sal wees tot die eer en verheerliking van die naam van ons Here Jesus Christus, deur wie ons sonde vergewe is. Amen. Ons het 'n tyd gelede het ons 'n aantal preke gelewer uit die Eerste Koningsboek, die geskiedenis van Elia. Gedeelte wat ons nie behandel het nie, kom vandag aan die orde, en dit is Elia se verblyf by Sarfat. In die tyd toe koning Agab regeer het, in die tyd toe daar geweldige groot afval in die land was, in die tyd toe die Here deur die Here se profetiese woord droogte oor die land gebring het, het Elia in 'n heidense land by die weduwee van Sarfat blyplek gekry. Ons lees vanaf 1 Konings 17 vers 9. Daar sê die Here vir Elia: maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en gaan bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan, en toe hy by die ingang van die stad kom,
was 'n weduwee juist besig om haar houtjies bymekaar te maak en hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan dat ek kan drink. En terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, so waar as die Here u God leef, ek het nie 'n broodkoek nie, maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik en hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar, dan gaan ek en ek maak dit vir my en my seun klaar sodat ons dit kan eet en sterwe. En Elia sê vir haar, wees nie bevrees nie, gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin 3 dae lank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Na hierdie dinge het die seun van die vrou, die eienares van die huis, siek geword. En sy siekte was baie ernstig, totdat daar geen asem meer in hom oorgebly het nie. Toe sê sy vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en my seun dood te maak. Maar hy antwoord haar, gee jou seun vir my en hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokkamer waar hy self gewoon het en hom op sy bed neergelê. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, het u selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, 'n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe. Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. En die Here het Elia verhoor en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. En daarop neem Elia die kind en hy bring hom af uit die bokkamer in die huis en hy gee hom aan sy moeder en Elia sê, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond waarheid is. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons fokus op die 21ste vers, die gebed van Elia. Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Broeders en susters, Elia, die Here se profeet, het sy intrek by die weduwee daar in Sarfat geneem en dit gaan goed met hulle. Baie goed in vergelyking met die res van die land se inwoners, daai mense wat klaag en kwyn onder die oordeel van God se droogte, sterwend van die honger en sodat selfs later die klaagliedere kwyn en selfs daarvoor die krag in die asem opraak. Daarenteen het die moeder haar seun en die profeet genoeg. Die meel in die pot en die olie in die kan raak nie op nie. Solank Elia daar woon, het hulle inderdaad 'n hemelse gestand. God se dienaar in die amp daar by hulle in die huis. Ons kan selfs onder die omstandighede sê dat hulle hemel op aarde het. En dan skielik, onverwags, soos alle ander gebeure in hierdie tyd skielik en onverwags was, tree die dood ook in hierdie huis in. Die kind word siek, baie ernstig siek. Die siekbed word 'n sterfbed. Die lewende God wat aan mens en dier
hulle spyse gee, die lewende God wat vir die eerste mens wat vir Adam die asem ingeblaas het, hy ontneem nou die seun van sy asem, totdat daar in hom geen asem oorgebly het nie. Ja, skielik, onverwags, tree die dood in. Deur die skeure en deur die krake van die vensters en die deure kom hy binne om sy prooi te neem. Al het hierdie huis direk uit die hand van die Here geleef, al was dit die enigste seun van hierdie arme vrou, al het sy haar huis en haar kombuis vir die Here se profeet oopgestel, ontsien die dood hulle nie. En beloof die Here dan nie in sy woord dat hy wat 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. Dis Matteus 10. Was die kind se dood die loon van die profeet? En hoe ons ook daarna kyk, besef ons dat niks en niemand word deur die dood ontsien nie. Die gebed in ons doopsformulier erken ook die feit dat hierdie lewe is niks anders as 'n voortdurende sterwe nie, 'n gestadigde dood, het die ouer formulier gesê. Nou hierdie gebeurtenis, hierdie ramp skep egter 'n krisis by die weduwee. Wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring en om my seun dood te maak. Die skok het haar die voete onder haar uitgeslaan en sy wil weet waarom. Nie waarom het die Here dit toegelaat nie, maar waarom het die Here die dood van haar kind gesoek? Sy bring die dood van die kind direk in verband met die profeet se aanwesigheid. Die Here se hand was immers duidelik in alles te sien wat tot dusver gebeur het. Want sedert die man van God by haar woon, is die werke van God duidelik in haar lewe. En dan antwoord hierdie weduwee haar eie waarom vraag, en sy sê, dit is die ongeregtigheid in haar eie lewe. Sy sê, haar eie sonde is die rede vir die kind se dood. Die Here se profeet moes haar en haar seun in die Here se wet onderrig het in die tyd wat hy daar was. Hy moes seker vir hulle vertel het wat die oorsprong was van hierdie droogte, moes hulle geleer het van God se verbondswraak, en daarom roep sy nou haar eie ongeregtigheid na vore. Dit wat met Israel gebeur het, gebeur ook nou met haar. Haar eie sonde het haar ingehaal. Die nabyheid van God en sy heiligheid, dis vir haar te veel. Die heiligheid van die Here is besig om haar te verteer. Binne die verblindende lig van God se heiligheid het haar eie onheiligheid na vore gekom. En die straf op die sonde is die dood. Soos dit alreeds daar in die paradys aangedui was, daar in Adam se tyd. En hoewel die weduwee se kind nie noodwendig hierdie dinge verstaan nie, het hy, sonder dat hy dit geweet het, deel aan die verdoemenis in Adam. Jy sal dit aanstonds weer in die gebed by die doopsformulier hoor. Wetend of onwetend het almal deel aan die verdoemenis in Adam. Soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, so het die dood in alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dis Romeine 5. Dis 'n absolute hopelose toestand. En tog het hierdie sondige vrou haarself destyds reeds as 'n gelowige geopenbaar, die dag toe sy haar laaste bietjie kos opgeoffer het, en daarom ook hier werk die Gees van God in haar, en sy gee haar seun aan die man van God, sy gee sy asemlose liggaam vir Elia. En Elia bid.
En die vurige gebed van die regverdige het groot krag, so skryf die apostel Jakobus, en dan verwys hy na Elia, en dan voeg Jakobus by, en Elia was 'n mens net soos ons. Elia was die een wat soos Jakob in sy gebede met God geworstel het, en in sy gebede telkens vir God aan sy verbond herinner het. Daar mag geen reën wees nie, het hy gebid, en op grond van God se verbondswraak sal daar nie reën wees nie. En as God se verbondswoord waar is, dan moet daar geen reën wees nie. Ook hier in Sarfat vind ons die Here se gesand in 'n gebedsworsteling. Op grond van God se verbond, op grond van God se goedertierenheid, op grond van sy genade, op grond van sy ondeurgrondelike barmhartigheid vra Elia, en hy wil weet, smeek hy, moet hierdie vrou dan nou ook getref word? Hierdie vrou wat reeds die belofte woord gehoor het en dit geglo het, moet sy dan ook nou getref word? Moet daar ook uit hierdie huis 'n klaaglied weer klink, soos dit weer klink in al die ander huise daar in Sarfat? Is daar dan geen uitsondering nie? Elia het hom 3 maal uitgestrek oor die kind. 3 maal die Here aangeroep, Here my God, laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer. Sien u geliefdes, hoe die Here se profeet die grens probeer verskuif. Sien u hoe die Here se profeet die grens van die dood buite hierdie huis wil stel? Hy vra dit wat daar aan die begin van die boek Genesis tot op hede nog nooit gebeur het nie. Hy vra die opwekking van die dode. Dis waar, Elia vra die opwekking van die dode. Hy vra die onmoontlike, maar sy Here is die God wat die onmoontlike kan doen. Vir die eerste keer in die Heilige Skrif vra Elia van God die onmoontlike, om die dooie na die lewe terug te bring. Hy worstel met die almagtige God, die God van die alleroorvloedigste fontein van goed, om die alleroorvloedigste goed te doen, om die onmoontlike te doen. En nou moet ons verder ook opmerk, geliefdes, om die dooie na die lewe toe te bring, is nie die uiteindelike doel van Elia se smeking nie. Dit kan ook nie wees nie, want daardie seun, as hy weer lewe, sal tog uiteindelik maar weer sterwe. Nee, die doel van Elia se gebed vind ons in die laaste vers van ons geleesde gedeelte, en dit is dat hierdie Here kan weet dat Elisa 'n man van God is. En dat die woord van die Here wat uit sy mond uitkom, dat dit die waarheid is, en dat die God van Israel, dat hy 'n getroue verbondsgod is. Die wonder wat sal gebeur, moet die waarheid van die woord onderstreep. Net soos al die ander wonders in die Nuwe Testamentiese tyd, bevestig die wonder God se woord. Die wonder is nooit 'n doel in sigself nie. Here my God, laat die siel van hierdie kind in hom terugkeer. Nou in 'n sekere sin, broeders en susters, gaan ons vandag meer vra as dit. Want u weet, ons leef in die tyd van die grootste van alle wonders. In die tyd van die grootste van alle wonders, ons weet wel vandag, dat ons wat in die dood oorgelewer sal word, sodat die lewe van Christus in ons sterflike vlees openbaar kan word. Dis 2 Korintiërs 4. Ons gaan meer vra as wat Elia gevra het. Want ons is die ontvangers, die draers van God se volle openbaring. Sy volle openbaring in Jesus Christus. Ons is die getuies van sy verdienste aan die kruis, daar waar al ons ongeregtighede
en al die ongeregtigheid van Sarfat se weduwee uitgewis is. Daar waar ons skoon gewas is deur sy kosbare bloed. Ons is die getuies van sy opstanding, sy oorwinning oor die dood. En ons weet dat daardie lewe gaan eendag aan ons eie sterflike vlees geopenbaar word. Ons is die getuies van sy hemelvaart en die dag wat daarop gevolg het, die dag toe die fontein van die alleroorvloedigste goed oorstroom het. Pinksterdag, die dag toe die Heilige Gees in oormaat uitgestort is. En ons kinders en almal wat daar ver is, die erfgename geword het van God se rykste beloftes. En God se Gees kragtig in ons begin werk het, en ons oortuig het, dat daardie beloftes, dat dit die waarheid is. Kragtig in ons getuig het, beter as wat enige tydelike wonder in ons gewerk het, om ons te oortuig, sy woord is die waarheid. Ons gaan meer vra, as wat Elia gevra het. Ons eie hopelose toestand, dit staan voorop in ons doopsformulier. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom is ons onder die toorn van God, ons is onder sy verskriklike oordeel. Ons staan buite God se ryk. Ons ontbeer die fontein van alle oorvloedigste goed. Ons ontbeer God se vriendelike aangesig. Ons is lewend dood. Dis die diepste punt van menslike ellende. En alleen 'n wonderwerk kan ons uit hierdie toestand verlos. En dit vra niks minder as 'n wonderwerk nie. 'n Groter wonderwerk as selfs die opwekking van die dode. Dit vra 'n tweede geboorte. Dit vra dat ons opnuut gebore sal word. En dan bring die ouers van hierdie kind, bring daardie kind na die Here se gesand. En saam met die kerk van alle eeue bid ons, vra ons die onmoontlike, bid ons kragtens die almagtige lewende God, kragtens sy grondelose barmhartigheid, dat hy hierdie kind genadiglik wil aansien, sodat sy in 'n nuwe lewe mag opstaan, dat hy hierdie kind genadiglik wil aansien, sodat sy wedergebore mag word. En volgens die apostel Jakobus is dit seker dat die Here dit sal doen, want hy skryf, volgens God se wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons die eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons sal dit ook kan vertaal, volgens sy wil het hy ons in die lewe gebring deur die woord van waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsel kan wees. Nie 'n tydelike lewe nie, sodat daardie seun eendag weer moes sterf nie. Nie 'n tydelike lewe nie, maar 'n ewige lewe. En nou mag dit wees, geliefdes, dat u miskien vandag ook dalk met 'n dooie kind in die huis sit. Wel gedoop soos hierdie kind vandag gedoop word, maar daardie hart klop nie vir die Here nie. Daardie hart lewer geen gebed op nie. Daar's geen sug van verlange om in die verlossing van Christus te deel nie. Daar's 'n dooie in die huis. Wat kan ons doen om die situasie om te keer? Ons kan en ons moet vermaan, waarsku dat die breë weg die pad van die verderf is, tydig en ontydig, dit moet ons doen. Maar ons moet ook besef, ons kan nie daardie kind 'n nuwe lewe skenk nie. Dis God alleen wat lewend kan maak. En kyk, sien en glo ons uit ons skrifgedeelte dat die gebed van 'n regverdige het groot krag. En weet dat Elia 'n mens was net soos u en ek.
Net soos u geagte ouers wat vandag hierdie kindjie laat doop. Strek jouself uit, medestryder in die geloof. 1, 2, 3 maal, s'morgens, saans, worstel met God, worstel om die siel van die kind. Vra die onmoontlike, kragtens die almagtige ewige God, kragtens sy grondelose barmhartigheid. Vra die onmoontlike in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan nou aan die voorhou die formulier vir die bediening van die heilige doop aan kinders. En dan die hoofsaak van hierdie leer word in die volgende 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. En daarom is ons onder die toorn van God. Sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling en die besprenkeling met die water, en daardeur word die onreinheid van ons siele vir ons aangewys, sodat ons vermaan word om 'n afkeer aan onsself te hê, om ons voor God te verootmoedig en om ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. En daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. Dat hy ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. En dat hy alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons eie bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was. En daarmee lyf hy ons in sy dood en in sy opstanding in. En so word ons van ons sondes bevry en word ons regverdig voor God gereken. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons, dat deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon, dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, sodat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel kan word. Nou ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons moet hom aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en met al ons krag. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak, 'n godvrugtige lewe lei, en as ons soms uit swakheid in sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En, hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Want sonder dat hulle dit weet, het hulle immers aan die verdoemenis in Adam deel en word hulle ook, sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem. En so spreek God ook tot Abraham, die vader van alle gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En dit het Petrus ook betuig met die woorde
want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word. Dit was 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof. En so het Christus hulle ook die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond behoort hulle gedoop te wees. Die ouers op hulle beurt is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Nou om hierdie heilige instelling van God tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons sy heilige naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en die onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. U het terselfdertyd die gelowige Noag met sy gesin, dit was 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink. En U het die volk Israel op droë grond daardeur gelei waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en dat U haar deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word en dat sy met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra. Laat sy hom aanhang met 'n opregte geloof, met 'n vaste hoop en met 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en mag sy op die laaste dag, sonder enige verskrikking, voor die regterstoel van Christus U Seun verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons roep nou die doopouers om na vore te kom en op die volgende vrae te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop, dat dit 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie of uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. Dat dit geopenbaar kan word, dat dit U gesindheid is, moet julle van julle kant opreg op hierdie vrae antwoord. Ten eerste, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvange gebore is, en daarom aan allerhande ellende en aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely jy dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en dat in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in genoemde leer na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons gaan nou oorgaan om die sakrament van die doop te bedien. As daar van die jonger kinders is wat graag wil nader staan om te kom kyk, is hulle baie welkom. Annika, ons doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kan ons
hierdie gesinnetjie en die kinders, almal wat hier voor is, toesing die bekende seënbede van Psalm 134 vers 4. Laat Heer u seën op hul daal. Kom ons doen nou as gemeente saam 'n dankgebed. O almagtige, barmhartige God en Vader, en ons dank U en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun aangeneem is. En daardeur is ons ook tot U as U kinders aangeneem. En dit het U met die heilige doop in ons beseël en bekragtig. En ons bid U ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer. Dat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word en dat sy in die Here Jesus Christus mag groei en mag toeneem, sodat sy U vaderlike goedheid en barmhartigheid wat U aan haar en ons almal bewys het, dit kan bely, sodat sy in alle opregtheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om daardeur U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, vir ewig te loof en te prys. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.